Volspoed, episode 5. As oom Christo nie vandag hier by sy pa gestaan het nie, dan sy olievelle seker weer getrek. Pa Frank is gefrustreerd tot in sy siel in, omdat sy trokkie van die radar af verdwyn het. Waar neuk julle oral rond, en vir wat dodel julle so, terwyl die werk wag? Spider-Man Spaza is uit sigarette, en Joe's wag vir koeldrank. Julle kos my klante geld, en julle kos my ook geld. Kom, laai die bokse. Pa Frank trap nog 'n sigaret onder sy sool dood, en draf stap in die winkel in, terwyl hy oor sy skouer roep. Hoe ver is julle met die ander aflewerings? Wil julle vandag tot 5 uur werk? Hoekom vat alles op 'n Saterdag soveel langer? Ry julle miskien taxi met my lorry? Nee, nooit nie, Morena Frank, roep Boiling verontwaardig uit. Ou slawe druiwer, fluister oom Christo en knip oog vir Renier. Sê hy wat in die dag pasiënte heel mag en in die nag stikkende mense met die ambulans genaal. Maar toe maar, volgens ma is werkverslawing 'n duplessis kwaal. Snippie Viv en werp haar arms om hulle geliefde oom se nek. Ag, dis nie heeltemal so erg nie, glimlag oom Christo en wag geduldig dat Vivian hom moet laat gaan. Oom Christo, ek onderhandel om my eerste kar te koop, fluister Renier vertroulik, toe die snippie wegdartel. 'n antiek, 'n veteran. Is dit nie bietjie vroeg nie, Boeta? Vra oom Christo. Jy mag mos eers begin ry as jy 17 is, met 'n leerlinglisensie, let wel. Ek gaan die kar so lank regmaak, vir 1 dag oom, die prys is reg. Dit is nou as die persoon my aanbod gaan aanvaar. Hy raak versigtig om vir oom Christo te vertel wat hy regtig met die kar wil doen, al is sy pa se broer gewoonlik aan sy kant. Die man sal hom ons ondersteun deur dik en dun, hoop hy, of sal hy, as hy regtig weet wat aan die gang is. Dit maak sin, die pryse gaan net op, en dit is 'n goeie en leersame stokperdjie vir nou, as jy die dingetjie wil regmaak. Wat se fabrikaat koop jy? Oom Christo is duidelik tevrede met sy antwoord. 'n ou Ford Prefect, 1955. Wat? Nogal, né? En wat het jy aangebied vir die ou veteraantjie? Vra sy oom. Renier noem die prys. Regtig? Dit is verskriklik goedkoop. Daar kort seker 'n hele klomp onderdele op die kar. Ek neem aan dat hy nie meer elke dag ry nie. Nee oom, hy staan. Wel dan gaan dit jou 'n hele paar rand kos om hom reg te kry. Het jy al met jou pa oor jou projek gepraat? Oom Christo. Renier haal diep asem. My pa weet nie, en ek gaan nie nou al vir hom sê nie. Hy dink mos alles wat ek doen is sonde of geldmors. So, oom Christo, ek wou vra, kan ek asseblief onder jou afdak aan hom kom werk, daar in jou agterplaas? Kan nie sien, hoekom nie? Antwoord sy oom, nadat hy 'n oomblik lank daaroor nagedink het. En sal oom asseblief vir my die kar en sy stukke op 'n sleepwa help aandry, met daardie Land Rover van oom? Natuurlik, maar net nie vanmiddag nie. Ek is nou op pad Wildtuin toe. Is reg oom Christo, dit sal eers volgende week wees, dis nou as my aanbod aanvaar word. Nou praat met my, as die aanbod dalk in die pomp duik, omdat die verkoper meer geld vir die karretjie verlang. Jessie oom, regtig? Vra hy. Ja Renier, regtig, antwoord oom Christo, en haal sy sleutels uit sy sak. Dankie oom Christo. Hy is ook lus om sy arms om sy oom se lyf te gooi, soos Vivian, maar Boiling is nou op sy keus. Kom aan, kry jou gat in rat Renier. Moet ek al die werk alleen doen? Jou pa het ook al gevra waar jy nou weer dodel, raas Boiling, wanneer hy vir 'n 3de keer met sy arms vol bokse by hulle verbykom. Ek het gesê jy is badkamer toe. Toe wil hy weet of jy... Ag man, ek kom.
val Renier sy kollega ongeduldig in die rede. Hy wil regtig nie weet wat sy pa gevra het nie. Skus oom Christo, ek moet nou gaan, anders werk ons mos tot 5 uur vanmiddag. Christo Du Plessis klim in sy Land Rover en ry huis toe. Hy ry onder die afdak in, waar sy daktent hang. Hy laat sak die gedoente en skroef dit op die kajuit van sy Landie vas. In die buitekamer is al sy kampeertoerusting onder een dak, 'n paar vatte en hy staan reg om te gaan uitslaap. Hy gaan kampeer daar op een van die plekke waar die ereveldwagters gewoonlik gratis mag staan, want hy is 'n ereveldwagter, al mag hulle self nie ereveldwagters noem nie. Dit is 'n titel wat Sanparks vir hulle ereveldwagters gevat het. Maar Christo hou van die bos, hy hou van die natuur, hy was mal oor die Kruger Wildtuin, daarom dat hy en die ex in Nelspruit gaan vestig het, en daar in 'n praktyk begin werk het, nadat hy sy hospitaaljaar voltooi het. As kind het hy nie baie in die Wildtuin gekom nie. Sy pa was net soos broer Frank getroud met sy werk. Vakansies was 'n totale luukse wat net soms gebeur het, soos nou met sy broer en die se gesin. Maar iets is nie reg met Frank nie. Sy broer is controlling tot op die vlak waar hy sy dogters waarskynlik voor hulle 20ste verjaarsdag uit die huis gaan jaag. Sy woede grens aan demonies wanneer hy te veel uit die bottel gebruik het, en as iets hom nie geval nie, dan dons hy die mense rondom hom verder op met sy stil stuipes. Hulle moet weet dat hy bedons is. Miskien is dit frustrasie wat hom van binne af opvreet. Hy's wel suksesvol, maar dalk het sy lewe ook nie uitgedraai, soos wat hy dit as blinkoogkind beplan het nie, besluit Christo in die stilligheid. Frank se vrou Marie het hom een keer by die kliniek kom sien, in trane. Sy het nou al met 'n paar mense oor hom gepraat, en tot die gevolgtrekking gekom dat Frank Du Plessis, die man met wie sy getroud is, die pa van haar kinders, 'n narcissist is. Goeie genigtig Marie, het Christo bekommerd gevra, wat presies is dit? Ek het gedog jy sal weet, want jy is 'n dokter, het sy gesnik. Ja, maar daar is dinge waarvan jy nou praat, wat ek seker is iets is wat 'n kopdokter behoort te weet. Ek bly weg van die menslike siege af, ek werk met hulle lywe, het hy homself verweer. Entitlement, het Marie die Engelse woord probeer. Frank se belangrikheid, die feit dat hy dink, dat hy goed mag sê oor ander mense, wat hulle nie eers sal waag om vir hom terug te sê nie. Sy ongeskiktheid, as hy dink mense is minder werd as hy. Nee, wag, soos wie? Seker nie sy klante nie, het Christo hom verdedig en agter sy lesenaar gaan sit. Hy het gesien dat sy skoonsis minder as net 'n gewone konsultasie by 'n dokter nodig het. Sy het 'n huweliksberader nodig gehad, wat haar sekerlik by die verkeerde adres kom laat aanklop het, want hy is nie 'n huweliksberader nie. Hy weet nie eers waar om te begin nie. Maar Marie het haar kop skeef gedraai. Nee, nie sy klante nie. Uit hulle kan hy mos geld maak. Ek dink dit gaan oor mense op wie hy jaloers is. Dan probeer hy om hulle af te kraak, sodat hulle minderwaardig teenoor hom behoort te voel en veral behoort te lyk. Dit is nogal Frank, het Christo gedink, maar hy het altyd geglo dat dit iets te doen het met die feit dat sy broer die oudste seun is. Hulle ander twee moes mos vir hom luister, en as hy gesê het van hulle vriende is gemors, dan moes hulle hom maar glo. En nog, het Christo versigtig vir sy skoonsister gevra. Hy was in daardie stadium bang dat hy dalk gaan uitvind dat al hulle Du Plessis manne narciste in haar oë is. Maar Marie se volgende woorde het hom so bietjie beter laat voel. Die feit dat Frank geen simpatie of empatie met ander mense het nie,
Ek het al gesê, loop 'n kilometer of 2 in ander mense se skoene en voel 'n bietjie wat hulle voel. Vergewe hulle vir die foute wat hulle maak of vir wie en wat hulle is, want mense kan hulle self nie altyd help nie en hulle het hulle self nie gemaak nie. Dan sê hy net, hy hoef nie, hy is hy. Soos my susters. En daar het sy vir min of meer die 4de keer in trane voor Christo uitgebars. Hy kan my susters nie hanteer nie, en hulle moet liefs nie daar by ons huis kom kuier nie, net soos wat hy al my ander vriendinne ook daar weggedryf het, met die manier waarop hy hulle aangluur, asof een of ander ondier hulle daarin gedra het. Ek sê, leef en laat leef, maar as hy hulle dood kon wens, dan het hy dit gedoen. Onthou jy, toe my suster en haar man die huis van haar ouers geërf het Marie gevra. In plaas daarvan om saam met hulle bly te voel oor die huis, het hy vertel dat hulle die plek deur hulle gatte gaan trek, dat dit 'n gemors van 'n huis is en dat hy hoop dat die ou drade my swaar eendag so sal skok dat sy tande daarvan sal klap. En hopelik is dit so naby aan die lokasie dat hulle binne 'n paar weke 'n plaasaanval daar sal kry. Want my swaar is mos half doof, en hy gaan nie hoor as hulle inkom nie. En daar huil Marie weer. Ja, dit is nogal Frank daai, het Christo saamgestem. Hy sou kies om dit met 'n glimlag te doen, maar op daardie oomblik was hy uiters bekommerd. Sy broer, sy huwelik en verhouding met sy vrou en kinders is bo-blink en onderstink, vrot tot in die gebeente, klink dit vir hom. En dan die ander ding, in daardie stadium het sy skoonsister so gesnik, dat Christo opgestaan het om vir haar 'n ligte kalmeerpilletjie en 'n glas water te gaan haal. Die ander ding het hy gevra toe hy terugkom en gevoel asof hy saam met 'n ton bakstene op sy skouers afsak op die stoel agter die lesenaar. Die ding gaan kraak en breek. Dan doef hy tot op die grond, dan gaan die vloer oopskeer en hy gaan insak tot by sy kop en skouers. Hy sal skaars kan uitkyk. So swaar is hierdie ding waarna hy toe moes luister. Die ander ding wat blykbaar tipies aan narcistiese gedrag is, het sy uiteindelik na 'n tweede sneusie begin vertel, is die feit dat mens niks met Frank kan bespreek nie. Hy blaas op soos 'n brulparra as mense hom vra wat verkeerd is. En as jy daarna met hom praat, beskou hy elke woord wat jy sê as persoonlike kritiek. 'n Aanval op hom. Hy kan geen vorm van kritiek teen hom hanteer nie. Maar hy kan al die mense rondom hom kritiseer. Christo het hartseer teruggesit op sy stoel. Al sou en al wou hy dit alles ontken, het sy skoonsister, sy broer eintlik haar fyn beskryf. Dit is presies hoe Frank is. Dinge word op sy manier gedoen en op geen ander manier nie. En as hy nie gelukkig is nie, word dit nie gedoen nie. En 'n ongelukkige Frank is 'n aaklige attie, want dan trek hy die bottel nader en hy kry een van daai stilstypes van hom. Net een vraag, Marie, het Christo uiteindelik gevra toe sy skoonsussie sy uitpak uiteindelik opgedroog het. Ek weet my broer slaan sy kinders, dat hulle soms sukkel om te gaan sit. Maar het Frank al ooit 'n hand teenoor jou gelig? Nee, Christo, gelukkig nog nooit, want die dag as hy dit gaan doen, vat ek my goed en ek loop. Christo het lank na haar gesit en kyk, en iewers in sy kop het hy geweet, as hy in haar skoene was, het hy lankal sy goed gevat en geloop. Want as hy al daardie inligting gebruik en dit in 'n vroulike lyf gaan sit, dan was hy ook met 'n narcissus getroud. Kan mense nie maar meer kere net leef en laat leef nie, het hy by homself gedink. Wanneer Christus sy bakkie klaar gelaai het, maak hy seker dat al die deure van sy huis gesluit het. Daarna ry na die naaste hek van die Dino King wildtuin. Net hy alleen. Hy hoef niks aan niemand te verduidelik nie. Hy hoef nie toestemming te vra of hy mag gaan nie. Daar is nie 'n vrou in sy lewe wat hom met 'n lang gesig aankyk omdat hulle alweer
moet gaan kamp nie. Hoe ongerieflik, hulle kan mos 'n chalet daar binne bekostig. Dit laat hom weer dink aan daardie bedorwe, donkerkop vroumens, wat hom vanoggend so op sy sitvlak afgestuur het. Nee, aarde, spaar hom teen sulke hekse in sy lewe. Hy kan net dink hoe sy sal tekere gaan as hy moet sien dat hy skaars deur die hekke van die wildtuin is, voordat hy stilletjies vir homself 'n bier uit sy yskassie haal. Word vervolg.